gaan baie goed met lineêre TV. Dit is nog die oorweldigende bron van vermaak vir Suid-Afrikaners. Ek dink die rede daarvoor is dat ons fokus ons aandag en ons besteding en ons skedulering in daardie tye van die dag waar mense tyd het om TV te kyk, en in die geval van kyknetste kykers dikwels waar mense tyd en geleentheid het om saam met mekaar en saam met familie TV te kyk, of dan nou, kom ons sê, vermaaklikheidsinhoud te gebruik. En dit gebeur nou maar tussen 6 en 9 in die aande. Dit is wanneer mense meeste van die tyd het. En in daai tyd vind ons, en dit wys data van reg oor die wêreld, word die meeste mense die beste gedien met 'n produk wat geskeduleer is, wat vir jou sê 6:30 wys dit, 7:00 wys dit, 7:30 wys dit. Die meeste gebruikers van stromingsdienste en lineêre TV oor die wêreld heen sê vir ons en sê vir navorsers dat hulle grootste frustrasie is 'n oorvloed inhoud wat hulle met groot moeite navigeer. Om te besluit wat moet ek elke dag dit verg nogal baie energie. So die stromingsdienste wat begin het om soos lineêre TV ook elke week episodes vry te stel, is 'n herinnering eintlik dat platforms moet aanpas by menslike natuur, nie andersom nie. Jy weet, mense moet kyk na hoe verkies mense om hulle inhoud te gebruik. Wat ons sien in die lineêre omgewing is baie sterk kyksyfers by mense wat verkies om Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag presies dieselfde patroon te handhaaf. Hulle wil graag sit vir dieselfde inhoud, 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, en dan 8:00 natuurlik wat ons doen, ons wissel dit redelik drasties af. Maandag, aktualiteit, Dinsdag, drama, en sovoorts. Maar daai gewoontevorming is baie belangrik vir ons by Kyknet. En anders as byvoorbeeld Mnet, wie se kyksyfers baie afhang van mense wat op catch-up kyk en agterna kyk of in hulle eie tyd kyk, is Kyknet se kykers se gewoonte om elke aand min of meer dieselfde hoeveelheid tyd voor die TV deur te bring. En vir daardie kykers wat 'n behoefte het aan struktuur en orde, en wat kom vir ons vra om 'n gewoonte van hulle te voed, is lineêre TV die beste oplossing. Baie van hulle sal ook daarbenewens, byvoorbeeld on-demand of video on-demand op aanvraagdienste soos catch-up gebruik, of stromingsdienste soos Showmax as 'n neuweproduk gebruik. Maar die regstreekse aard van baie van ons TV, veral die nuus om 7, en die programme wat daar rondom gerangskik is, maak die oplossing van lineêre TV vir die meeste van ons kykers nog steeds die voorkeuroplossing, of eerder die oplossing wat hulle sê hulle verkies. So ek glo daar's 'n baie sterk toekoms vir lineêre TV, mits ons getrouheid aan ons kykers aantoon en hulle lojaliteit in ruil daarvoor kry. Ja,